Welkom by die Klipkouers Potgooi, waar ek gereeld gesels met Afrikaanse entrepreneurs en impakmakers ten einde die beste praktiese advies met jou te deel. Ek is jou gasheer, Jacques Passon. Laat die wiele rol. Hallo Klipkouer. Ja, ek weet nie eers waar om te begin nie. Wat 'n mal tyd bevind ons onsself nie in nie. Hierdie corona ding, ja, dit is nie lekker nie. Ek dink wat vir my interessant is, en ek spring sommer weg met een van die positiewe dinge is daar's vir my baie bemoedigend dat ons as 'n wêreld hierdie ding beveg. En dis nie aldag dat mense saam staan of soos hulle sê mos, the enemy of my enemy is my friend, jy weet. En as ek terugdink aan in die verlede waar nasies saamgestaan het, was dit gewoonlik gedurende 'n oorlog en dan het almal nie saamgestaan nie, is 'n groep lande wat saamgestaan het en geveg het teen ander lande. So ja, so ons almal, we all in it. Dis verseker so. Dis vir my baie interessant ook natuurlik hierdie tyd dat weet waar ons onsself as gesin hier in Suid-Afrika bevind. Natuurlik vir my sal ek geen ander plek wil wees op hierdie oomblik nie net om met Engeland. Ek dink en ek lag nie, jy weet, is vir my, ek dink Engeland, veral Europa ook met die koue en al daai goeters, baie meer mense, ouer mense, veral in Engeland ook, jy weet, ek dink daar kan dinge lelik aan uitdruk, maar die groot ding is die, weet, waar ons onsself bevind en, jy weet, in hierdie isolasie in jou huis vasgevang. En ek bedoel dit in die goeie sin van die woord, maar so aan die een kant is dit baie vreemd vir my, aan die ander kant is dit vir my normaal. As ek terugdink, weet, ons is homeschoolers, so nommer 1, ons doen dit van ons kinders klein is, so om ons kinders by die huis te hê en hulle op te voed. My vrou natuurlik primêr daarmee besig is vir ons normaal, so daar is geen ontwrigting nie. En natuurlik, omdat ek al die jare, veral in Engeland, omdat ek baie van die huis afgewerk het, al het ek 'n kantoor, ek hou nie daarvan, veral as 'n kantoor daar is, dan wil ek nie gaan nie. Maar dit voel vir my weer opnuut, waar dit baie alleen was in Engeland oor die jare. Jy weet, ouens weet wat oor see bly met jou buurman, Afrikaans of Suid-Afrikaans is, of hulle bly in die straat. Maar die meeste ouens is versprei en alleen in die wêreldlande en jy is baie geïsoleerd, so jy's alleen. So dit voel amper vir my of ek, jy weet, voel soos Engeland, maar hier in Suid-Afrika, ten minste tussen my mense, my land en die wonderlike sonskyn. So ja, daar's vir my jy weet, 'n ligpuntjie onder omstandighede. Wat ook nog natuurlik interessant is, ek het nou einde Januarie het ek na 11 jaar in die skoonmaakbedryf my aandele verkoop, en het was nou actually eerste week in Februarie het ons finale transaksie aangegaan, waar ek amptelik klaar is met die skoonmaakindustrie of die facilities in Londen, en het my natuurlik met gemengde gevoelens, goeie gevoelens, jy weet, spesiale tye wat ek nie wil oor hê nie, en ek het my weer laat dink, toe ek my skoonmaakbesigheid geloods het, en dit was natuurlik, nou 23 April sal dit 12 jaar gelede wees, want dit was 23 April 2008 het my webwerf lewendig gegaan en ek het met 'n Google campaign begin daai tyd. Maar snaaks genoeg, net 2 dae voor dit, het ek al my inkomste verloor. So die cash op die koek natuurlik was so 'n week of 2 later toe stort die wêreldekonomie in duie, natuurlik met die behuisingskrisis of die housing crisis wat daar in Amerika plaasgevind het. En ja, dis die tyd wat ek my eerste besigheid geloods het. En ek bevind myself in 'n posisie waar my nuwe besigheid nommer 7 Media wat ek verlede jaar geloods het, hy is ook maar 'n babietjie en hier sit ons weer in 'n krisistyd, maar die groot verskil is wat ek agterkom en ek dink dis my boodskap wat ek vandag wil beklemtoon is is digitaal in die digitale wêreld en hoe belangrik dit is in die 21ste eeu om 'n digitale komponent in jou besigheid te hê of om jy weet daai multiples, soos ek sê, jy weet dit is 'n multiple streams of income. Daai nie net een besigheid te hê nie, maar om seker te maak dat daar altyd 'n digitale komponent in jou inkomstestroom is in die 21ste eeu. Want as jy net 'n fisiese, soos sê bricks and mortar besigheid of arbeidsintensief is, dan dis nag. En ek sien dit nou eerstehands dat baie van my nuwe kliënte is digitale besighede. En daar is geen verskil al wat anders is in hulle wêreld is hulle gaan nie kantoor toe nie, hulle gaan net huis toe, maar die besigheid gaan aan en die besigheid is business as usual, jy weet, en dit is vir my baie kragtige voorbeeld. En die positiefste ding wat ek uit alles uitvat wat hier gebeur is, hierdie voel ek gaan Suid-Afrika in die digitale era inruk. Ek het die hele tyd gesê Suid-Afrika is ver agter.
maar ek dink hier gaan baie positiewe ripple effek kom uit van 'n digitale standpunt af. Selfs net ouens wat van die huis af werk. Ek kan nou vir jou sê daar's besighede wat gaan groei omdat die ou nie in die kantoor hoef wat sy kwaliteit van sy lewe is beter. Net in sekere mense is net gebou om van die huis af te werk. Wat dalk beteken dat die N1 en die M1 nie so opgeklok gaan wees oor 'n paar maande van nou af nie. En mense net die feit dat jy 'n uur en 'n half in die verkeer hoef te sit nie, maak jy net 'n bietjie minder gejaagd. Jy weet, so ja, daar's ek gaan myself nie beskou as die ewige optimis nie. Jy weet, mense het mos ook maar as mense. Ek het ook my vrese en my oomblikke wat ek laag is en mense moet dit maar veg. Ons wil sê perception is reality. Jy weet, dit begin in jou kop. Maar ja, ek dink daar gaan baie meer positiewe dinge hiervan kom. En weer, jy weet, so gepraat van digitaal, jy weet, nuus, te veel nuus is gevaarlik en ek wil jou aanmoedig om weg te bly. Ek het ek's uitgevang die afgelope week of so waar ek lees en dit word die heeltyd in jou gesig gegooi, die sterftesyfers en so aan. En ek praat nie van om oningelig te wees nie. Jy weet, dit is belangrik om te weet wat jy kan doen om jouself en jou familie voor te berei of proaktief te wees. Maar dis dit, jy het nie meer as dit nodig nie, maar om heeltyd te hoor hoe ouens doodgaan en hoe besighede hulle gat sien en alles, ek dink dit gaan jou definitief nie laat beter slaap vanaand nie. En wat ek ook, en dis ook net 'n side note, ek het my Cassius boodskap het ek onder andere gesê, weet, kyk na jouself, hou op, eet minder vleis. En een ding wat vir my interessant is, heidaglik is dit, jy weet, almal word vertel is was jou hande en hoe om die goggas te vermy, maar die hele ding is wat vir my nie genoeg beklemtoon word nie, is dat die virus val 'n immuunstelsel aan, of soos gesê 'n compromised immune system, en niemand beklemtoon die feit dat jy moet na jou immuunstelsel kyk nie. En die enigste manier hoe jy na jou immuunstelsel sterker gemaak is jy gaan moet kyk na wat jy in jou mond druk. Kan nie te veel drink nie, jy kan nie gemors eet nie, en jy moet 'n bietjie oefen en jy moet 'n bietjie uitkom en son kry. Jy weet, so dis ek sou sê is amper nog belangriker is om jou hande te was en te disinfect en maskertjies te dra. Want dit help nie jy's van buitekant af skoon en jy druk nog steeds jou simboliese McDonald's in jou mond af nie. Ander ding wat ek ook, jy weet, en om terug te kom na vrese toe en so aan, en is 'n advies wat ek onthou nog met Tim Ferriss se 4-hour workweek, en jy weet ek het al baie van Tim Ferriss gepraat en die impak wat daai boek op my besigheidsstrategie en filosofie gemaak, en dit is inteendeel, soos ek outsource al nou vir 12 jaar. Dis iets wat ek daai tyd al begin doen het as gevolg van die boek. Dis hoekom my primêre besigheid nou digitaal is. Dus jy weet, so al daai het 'n groot rol gespeel waar ek, en natuurlik hierdie pot gooi, jy weet, dus ek sê dit op sigself is proof in the pudding, maar hy het 'n baie belangrike ding gesê, is om worst case scenario te definieer, en dit klink nou verskriklik negatief, maar die punt is dat ons vrees gewoonlik dit wat ons nie definieer. Met ander woorde, hierdie vrees is 'n monster wat verskeie gesigte aanneem, en tot jy worst case scenario gedefinieer het, gaan jy bang bly. En ek gee jou 'n praktiese voorbeeld. Jy weet, ek's lief om, ek hou nie van lip service nie, maar so ja, my 95% van my besigheid is digitaal en hy gaan aan. Jy weet, daar's nie, inteendeel, daar's geen ontbrekings in my digitale besigheid nie, maar ons is besig om my nuwe ateljee te bou hierso by die R21 Corporate Park, en saam met ons het hom gedoop Bouma at 21, en bo is my ateljee. Saam met dit het ons 17 co-working spaces, en natuurlik aan die onderkant die coffee shop, wat ons nou natuurlik ook ons dranklisensie aansoek gedoen. Ons eventueel gaan ons 'n tipe van 'n bar / coffee shop wees, meer van 'n kafee, nie 'n restaurant soos hier nie. Maar ja, daar is ons 75% in die projek en daar kom alles tot 'n stilstand. En ja, dit is jy weet, dis nie klein geld wat ons daarin gestoot het nie. Tipies bouwerk, dit is laat. Jy weet, so ons wou die wiel so vinnig as moontlik aan die rol kry. Inteendeel, die coffee shop, die gebou self alles sou reg gewees het teen volgende week. Ek het voorsien dat ons binne die volgende 2 weke ons eerste koppie koffie kon verkoop het. Maar dit gaan nie gebeur nie. Jy weet, dit is, soos ek sê, is what it is. En jy weet, nou dink ek ook, ek dink een van die goeders wat gaan gebeur is, ouens gaan definitief jy weet, sodra ons out the woods is, ek kan nie sien hoe ouens baie gretig gaan wees om terug te storm na 'n kantoor toe nie, of 'n klomp mense saam te sit, of jy weet, vir al jou 1-2-man bands wat ook al wat van co-working space gebruik maak, dat hy eerder by die huis gaan bly, want dit in werk, want dit is dalk veiliger, jy weet. So as al die goed wat deur my kop gaan, jy weet, hier sit ons met hierdie gebou wat ons opgekeer het vir 'n tendens wat 'n realiteit is, 'n baie belangrike en groot tendens, jou samewerkingsspasies. En hier kom ons nou in 'n tyd waar ons
actually so ver as moontlik van mekaar af moet wegbly, terwille van oorlewing. En jy weet, dan skrik ek. Ek het ook geskrik en gedink, goeie hemel, en natuurlik daar's 'n koste, jy weet, elke dag wat ons nie besigheid kan doen nie, dis geld uit ons sak uit. Is nie verniet om, al het ons dinge tot stilstand gebring en moes bring, maar jy weet, nou sit ek in my kop en dink, maar ja, jy weet, ek het al lankal my spasie gesoek vir addisionele opleiding met klipkouers, jy weet, vir al digitale opleiding, ek het 'n passie vir opleiding, en ek het klaar, plan B is dat ek omskep daai gebou in 'n smart training fasiliteit, en weer eens, ek het nie nodig dat jy soontoe kom nie, ek maak van tegnologie gebruik, en as jy sou soontoe wou kom, dan is dit ook 'n opsie. Jy weet, so, dis weer eens is daai pivot, dis net om te kan, ek dink het Bruce Lee gesê het, wat you be like water, jy weet, mens moet aanpas, maar omdat ek het nou gedefinieer het, wat daai vrees van nou wat nou, en ek het 'n plan B, nou is ek 'n bietjie meer rustiger, dis nie makliker noodwendig nie, kon sê, maar dis minder moeilik. Maar anyway, ek dink daar's elke tweede ou het 'n eier te lê nou, met, jy weet, in hierdie tyd, en do's en don'ts, en ek wil jou nog kom verveel met, jy weet, met nog dieselfde ou goeters, so ek sê elke tweede Willie Waal het iets te sê, maar ek wil net uitreik na jou toe, ek wou kontak, maar ek loods nog 'n nuwe episode, ek kry 'n bietjie weer my gat in raad, en ek dink hier is ook 'n perfekte tyd nou om 'n bietjie weer met klipkouers 'n bietjie momentum te bou, met net vir jou kwaliteit inhoud en onderhoude uit te kry. Maar ek's druk besig, natuurlik nog steeds John Deere se pot gooi, ek het onderhoude, en ja, jy gaan ons, dis nou weer tegnologie en digitaal, nee. Ek het uitgesien om ouens, en ek het 'n paar aangesig tot aangesig onderhoude gehad, maar jy weet, nou we going back to basics. Goeie ou Skype of goeie ou Zoom gaan net so goed werk, jy weet. So dis net weer vir my 'n goeie voorbeeld van die krag en die belangrikheid van 'n digitale medium. Maar ja, geniet, ek sou sê in hierdie tyd, jy weet, geniet die tyd saam met jou familie. Wees in die oomblik. Kan dit nie genoeg beklemtoon nie. Ek het vir my nuwe tattoo gekry al in Januarie. As jy my ooit sien of as jy my e-mail wil stuur, dan kan jy my vra, sal ek jou sê wat dit is. Maar die kleur is onder andere swart, en die swart is om my net te herinner dat van die dood, jy weet, en dit klink nou helse morbied, maar die bottom line is, môre is nie gewaarborg nie. En ek weet ons sê dit, ek sê dit baie, ek verstaan dit nie altyd nie, mense is net mense, jy dink oor môre is gewaarborg, maar dit is nie, en dit is net om my te herinner dat ek moet die beste maak van vandag, en die tyd wat ek saam met my vrou en my kinders het, as ek saam met hulle is, dat ek werklik daar is, dat ek, soos hulle sê, dat ek present is, teenwoordig is, mentally, emosioneel teenwoordig is. So gebruik hierdie tyd, soos jy nou gesê het, if you're going through it, you're going through it. So jy gaan of kom sterker agter, jy weet, na die tyd uit, of jy gaan in elk geval daar deurgaan, en dan het jy niks om maar voor te wys nie. So versterk die verhoudinge, bel hy pelle, ek gaan 'n hele paar vriende van my bel, wat ek al 2 jaar terug moes gebel het, soos 'n geleentheid net om 'n bietjie weer op te vang, 'n bietjie ekstra spasie te hê. En ek het so 'n lekker ding wat ek hierso, hierdie is vir my die perfekte tyd van leer, reflekteer, om te kan implementeer. En ek sê dit weer, dis 'n tyd van leer, reflekteer wat jy geleer het, en baie belangrik, gaan oor in aksie en implementeer. Sterkte in hierdie tyd, jy weet waar my Facebook page is, jy weet wat my e-posadres is, jacques@klipkouers.com, stuur vir my e-pos, chat met my, ek is altyd lekker om van jou te hoor. Alle sterkte in hierdie tyd, dit gaan nie noodwendig maklik wees nie, ek is positief, ons gaan wenners uitstap, en onthou soos ek altyd sê, aanhouer wen, sterkte. Baie dankie dat jy geluister het. Vir 'n opsomming en notas van die episode, gaan asseblief na ons webwerf www.klipkouers.com en teken sommer in terwyl jy daar is, dan kan ons jou gereeld op hoogte hou. Baie dankie.